Goeiemiddag julle en baie welkom terug. Ons gaan vandag kyk na die 6de trompet. Die 5de trompet wat oorgaan na die 6de trompet toe. So, kom maar voordat ons begin, dit is deel van Openbaring 9, die tweede deel van Openbaring 9 is die 6de trompet. So kom ons sluit net gou die oë voordat ons hier aangaan. Dierbare Hemelse Vader, ons kom na U toe en ons sê vir U so dankie vir hierdie wonderlike geleentheid dat ons weer hier by mekaar kan sit en Here meer kan leer van hoe U hand van liefde saam met U kinders deur die eeue was. Here, help ons asseblief om U hand te sien in ons lewens ook. Maak vir ons 'n pad oop sodat ons U wil en U wil alleen kan doen. In Jesus naam alleen. Amen. Daarsyn. Nou goed, ons het mos nou laas keer gekyk na die simboliese verklaring van die 5de trompet, né? Goed, maar daar's ook 'n letterlike 'n historiese verklaring van die 5de trompet en dis waar ek nou gesê het, dis nou waar julle gaan sien eintlik hoe wow is die Here en hoe wow is sy woord en hoe standvastig, hoe pas kan jy staan op sy woord. Nou goed, weer gaan daar 'n bietjie vreemde simbole en beskrywings na vore kom, maar as ons uiteindelik die groter prentjie in lyn bring, sal ons agterkom dat hierdie vreemde taalbeskrywings tog nie so baie vreemd is nie, né? Ons lees net gou eers weer die 5de trompet, net om weer die draad op te tel van wat ons gedoen het. So kom ons lees hom net gou sodat wat hy half vleuel aan by die 6de trompet. Nou kan. En toe die 5de engel blaas, sien ek 'n ster wat uit die hemel op die aarde geval het. En aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. En hy het die put van die afgrond oopgemaak en daar het rook opgekom uit die put soos rook van 'n groot oond. En die son en die lug is deur die rook van die put verduister. En uit die rook het daar sprinkane uitgekom op die aarde en aan hulle is mag gegee soos die skorpioene van die aarde mag het. En aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie. En dit is aan hulle gegee nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle 5 maande lank gepynig sou word. En hulle pyniging was soos die pyniging van 'n skorpioen wanneer hy mens steek. En in die dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie. Hulle sal verlang om te sterwe en die dood sal vir hulle wegvlug. Asyn. Soos julle nou kan sien, dit is omtrent tot waar ons gekom het laaste keer. Nou kom ons lees nou 'n bietjie verder. Wat gebeur nou verder in hierdie situasie? Ons lees van vers 7, ekskuus. Van vers 7 tot 11. Kom ons lees gou wat gebeur nou met die 6de trompet. En die voorkoms van die sprinkane was soos die perde wat vir die oorlog toegerus is, en op hulle koppe was iets soos krone wat net soos goud gelyk het. En hulle gesigte was soos die gesigte van mense, en hulle het hare gehad soos vrouehare, en hulle tande was soos die van leeu's. En hulle het borshaar nasse gehad soos van yster, en die gedruis van hulle vlerke was soos die gedruis van baie strydwaans met perde wat opryk na die oorlog. En hulle het sterte gehad soos die van skorpioene, en daar was angels in hulle sterte, en hulle mag was om die mense 5 maande lank skade aan te doen. En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond. Sy naam is Hebreërs is Abaddon en in Grieks het hy die naam van Apollyon. Die een wee het verbygegaan, hierna kon daar nog 2 wee. OK. Nou ons sal uit hierdie aard van die saak nie elke klein detail kan behandel. Wat beteken dit en daai goeters nie. Ons het gewoon nie tyd om daarvoor nie. Maar die geheelbeeld daarvan is genoeg om ons as kinders van die Here weer te bemoedig met betrekking tot die wonder van die Bybel. Want julle gaan vandag heeltemal amazed wees. Kom ons kyk gou na die 6de trompet, né? Hulle sou die mense vir 5 maande lank pynig. Ons het dit basies 2 keer in die 5de trompet gehoor, né? OK. Kom ons lees gou verder dan vanaf vers 13 tot 19. En die 6de engel het geblaas en ek het gestem gehoor uit die 4 horings van die goue altaar wat voor God is. En die het aan die 6de engel met die basuin gesê, maak die 4 engele los wat gebind is by die groot rivier, die Efrat. Toe is die 4 engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar om 1/3 van die mense dood te maak. En die getal van die leers
van perderuiters was 2 maal 10.000 maal 10.000 en ek het hulle getal gehoor. En so het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit met 4 rooi en blou en swaalgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos leeukoppe en hulle bekke het vuur en rook en swaal uitgegaan. Deur hierdie 3 plaae is 1/3 van die mense gedood, deur die vuur en deur die rook en deur die swavel wat uit hulle bekke uitgegaan het. Want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte, want hulle sterte is so slange en het koppe en daarmee rig hulle skade aan. Nou, sy klink nogal verskriklik wat hier aangaan, né? Dink nou net as hierdie ding letterlik was. Ek dink nie een van ons sou geslaap het nie, né? Dis vreeslik. Nou kom ons hoor, die Here het eintlik vir ons baie goeie nuus. Wanneer 'n mens die letterlik historiese skrifverklaring aan die 5de en die 6de trompet gaan toepas, stem alle Bybelverklaarders saam dat daar in hierdie hoofstuk van Openbaring spesifiek verwys word na die Ottomaanse Ryk, na die geskiedenis van die opkoms en die oorheersing van Islam in dele van Europa en in die Midde-Ooste. So deur die eeue deur. En ten einde van hierdie slotsom uit te kom, moet ons gaan kyk na die akkuraatheid van die profetiese toets aan die historiese vervulling van die 5 maande, wat in verse 5 en vers 10 staan. Goed, dis baie belangrik. Kom ons kyk gou na die eerste een. Daar's is oor die Ottomaanse se ryk wat dit gaan. So kyk dit Openbaring 9 vers 5. En dit is aan hulle gegee om hulle dood te maak, nie maar hulle 5 maande lank gepynig sal word. En hulle pyniging was soos die pyniging van 'n skorpioen wanneer hy 'n mens steek. Goed. Openbaring 9 vers 10 sê dan, en hulle sterte het gehaat soos die van skorpioene en daar was angels en in hulle sterte en hulle was mag om vir mens 5 maande lank skade aan te doen. Daar is die 2 verse van die 5 maande lank, nie? Ons gaan vanaand weer kyk na die dag, jaar beginsel en profesie. Wat beteken dit as daar op een dag vir profesie gepraat word, eintlik na 'n profetiese jaar verwys word, wat eintlik hoeveel dae is? 'n Profetiese jaar is hoeveel dae? 360. Nou vra almal, maar hoekom nie 365? Nou ons het dan 365 dae. Want onthou, ons werk hierso op die Joodse stelsel. Die Joodse stelsel het nie 28 dae gehad of 31 dae gehad nie, hulle 30 dae gehad. Hulle het ook nie 365 dae gehad nie, hulle het 360 dae gehad. Dit is hoe hulle jaar gewerk. So ons werk altyd op hulle prinsip, want dit is hoe die duiwel nou weer wil onmin saai. Sê nee man, wag, daai ou se kalender stem nie ooreen met daai nie. So hy het probeer onmin saai. So ons werk op die basiese prinsip waaruit die Bybel is. So daarso net om vir julle te wys. Koning. Okay, goed. 5 maande is met ander woorde 150 dae lank. 150 dae is gelyk aan 150 jaar. Nou goed, honderde jare na Mohammed se dood, het sy volgelinge hulle in verskeie groepe en faksies opgedeel sonder 'n sentrale regering of 'n koning. Hulle het nie 'n koning gehad nie, né? So waaroor gaan hierdie hele storie nou? Hoekom is die Ottomaanse Empire? Wat het hulle gedoen? Hulle groot situasie was om ontslae te raak van die Roman Empire, die Eastern Roman Empire. Onthou julle, ons het ons laas keer met al die barbare en so het hulle ontslae geraak van die westelike Europa. En nou met die oostelike, met hierdie Ottomaanse Empire het hulle dan ontslae geraak van die oostelike Romeinse gedeelte toe. Okay, en dit is nou al daai gedeeltes wat opgaan daarvan Konstantinopel en al daardie gedeeltes af. Maar hier is nog 'n baie interessante geskiedenis ook hierso, wat ek net seker maak het as ek vra. Goed, die Roman Empire was so groot gewees, soos wat ons daarso kan sien. So daarso tot en met daarso toe was Wes-Europa en hierdie hele gedeelte aan hierdie kant was Oos-Europa gewees. So daai gedeelte het reeds slaaggeval onder die barbare, so dit was glad nie meer onder die Romeinse regering gewees nie. So hierdie gedeelte moes ook geval het. Onthou 'n trompet het mos elke keer 'n judgment of op die vorige nasie wat God se volke dan basies afgetakel het. En dit is hoe die stad van Konstantinopel lyk.
Honderde jare na Mohammed se dood, het sy volgelinge hulle in verskeie groepe en faksies opgedeel, soos ek gesê het, sonder 'n sentrale regering of hulle het glad nie 'n koning gehad nie. Maar ten einde van die 13de eeu het 'n man met die naam Othman 'n georganiseerde regering gestig wat in die geskiedenis baie bekend was as die Ottomaanse Ryk. Ernstige Bybelkenners het meer as 150 jaar gelede die vervulling van hierdie profetiese en geskiedenis bietjie gaan navors en ontdek dat hierdie Othman, die eerste koning van die moslems, sy oorspronklike aanval op die oosterse Romeinse Ryk gedoen het in die jaar 1299. Onthou hierdie jare, dit is baie belangrik. Geskiedenis bewys dat die inval, wat ek net gou vir julle hierso wys, ek wil nie vir julle hierdie inligting gee oor die stad van Konstantinopel. Nou hoekom het hulle nie vroeër kon ingaan daarso by die Oosterse Ryk nie? Die barbare kon nie verder gaan nie, want die stad van Konstantinopel was impenetrable geweest. Hy was letterlik, as jy hom so nou mooi kan sien, Konstantinopel was letterlik daarso geweest. So hy was op die drempel geweest van Turkye en hy was met sulke sterk mure gewees en hy het ontsettende goeie militêre mag gehad en mense kon nie deur Konstantinopel ingaan om Oos-Europa in te val nie. So dit was een van die groot redes gewees. Nou Konstantinopel was daarso gewees. Nou wat van daarso af kon niemand gaan nie, want daar's berge. Rondom hom was daar berge gewees. En hierdie was 'n baie belangrike trade route gewees tot na die verre ooste toe. So, dit is nou hoe die Silk Road lyk. Daar is die Romeinse gedeelte, hier is die Oos-Romeinse. Sien net hoe sterk was die ekonomie gewees van daai gedeelte ook. OK. Hierso is nou waar Clovis ook nou tot inkom. Dis as gevolg van Clovis toe hy nou mos gedoop was. Toe het hy mos nou oorgegee mos aan die pausdom. Nee, toe het hulle mos heeltemal daarso. En Clovis, soos julle kan onthou, was een van die barbare gewees. OK. Goed, het hierdie Ottomaanse, die Turkse en die Ooster-Romeinse Ryk werklik vir net 150 jaar lank gepynig? Ja, die geskiedenis leer dat hulle van die jaar 1299 tot en met 1449 presies 150 jaar lank 'n voortdurende tuisterende oorlog gevoer het sonder om die ryk heeltemal te oorheers of te vernietig. In die jaar 1449 het daar 'n drastiese verandering gekom. Die keisers van die Oosterse Rome het geleidelik al swakker en meer verdorwe geword, omdat dit al vir almal geword het dat hulle onafhanklikheid heeltemal sou verloor. Toe keiser Johannes op 31 Oktober 1448 dood is, het sy broers nederig van die moslim-Turkse sultan Amarut die tweede verlof gevra om die oudste broer as die nuwe keiser te kies en in Januarie 1449 as keiser te kroon. Nou goed, deur op hierdie wyse voor die sultan te soog, het hulle erken dat hulle onafhanklikheid na 150 jaar verby is. Nee, anders sê jy mos nou nie gaan toestemming vra nie, nee? So, 5 maande, daar is die 2 verse wat ons nou kon gesien het, en hoe kan ons toepas dat die dag-jaar beginsel reg is? Daar is die 2 verse wat vir ons dan wys, 40 dae lank, vir elke jaar lê ek jou 1 dag op. 5 maande, 5 maal 30 is 150, nee? Daarso is moslim, wat is die ou Mohammed? Op 8 Junie, die jaar 632 na Christus, dis toe Mohammed dood is. OK? En toe het hulle mos die nuwe koning gekry, Osmani, Othman, soos wat hulle hom noem, en dit is dan uit daai hele rooi gedeelte het dan basies aan die Ooster-Romeinse Ryk behoort. Daarso die donker klere is waar net die Ottomanse Empire was, en daai was net die Romeinse, en hierso het hulle begin, deur daai hele area begin beïnvloed het. OK, en daar's nou net 'n prentjie van hoe het die Ottomaanse Empire begin. En hierso om vir julle te bewys, die datums, soos wat ons gesê het, op 27 Julie in die jaar 1299,
On July 27th, 1299, a date heralded by many historians as the beginning of the Ottoman Empire, the world witnessed a pivotal moment that should shape centuries of history. This date marks the first concerted attack made by the Ghazi Sultan Osman I, the founder of the Ottoman dynasty, on the Byzantine Empire. Nou, daai datum hierdie kom uit, daar's ons die source wat ons ook kry. So dit is 'n reputable source waar ons dit vandaan gekry het. So ons kan daarop staat maak dat dit wat vir ons 'n profesie vertel word en dit wat die geskiedkundiges vir ons vertel, dat dit stem ooreen daai datum, Julie die 27ste die jaar 1299. Goed. So met ander woorde, as ons nou daai tydperk vat van die jaar 1299 en ons sit al 150 jaar daarby, kom ons op die jaar 1449, né? Nou goed. En soos wat ons mos gesê het, Johannes, okay, goed, ja. Nou is ek weer. Ek goed op hierdie wyse goed, daar was Johannes mos nou. Nou goed, ons kan weer gaan Openbaring 9 vers 12 tot 15. Gaan weer lees. Die een wee was die opkoms van die moslimbag. Nee? Die tweede wee is die oorwinning van daardie mag. Dit sou die doodsteek wees van die laaste oorblysel van die Romeinse Ryk. En daarna sou Europa honderde jare lank getuister word. Okay. Ons gaan nou 'n bietjie uitvind. Tot en met 1449 het die 6de engel verhoed dat die moslems die Ooster-Romeinse totaal verlam. Ons lees net gou hierso. Soos 'n belangrike paar goeders wat hierso gaan gebeur. Lees gou daar. En die het aan die 6de engel met die basuin gesê: maak die 4 engele los wat gebind is by die groot rivier, die Efrat. Toe is die 4 engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar op 'n derde van die mense dood te maak. Nou sê, maar nou gee hy vrye teels. Onthou in die begin was dit eers 'n tuistering geweest en niemand moes doodgemaak geword het nie. Maar hier gee hulle vrye teels. Die 4 engele wat gebind is by die groot rivier, die Efraat, word ontbind. Nou, belangrike ding, ons moet nie verwar. Hierdie 4 engele moet nie verwar word met die 4 engele van Openbaring 7 nie, né? Onthou dit, daar's 'n verskil. Die een in Openbaring 7 is wat die winde van die 4 hoeke van die aarde vashou. En hierdie een is slegs by die Efraat. So die 4 is net by die Efraat, né? So ons kan sien dat hierdie ding is nie, kyk, sodra die 4 winde vasgehou word, wat is in die middel van hulle? Die aarde. So met ander woorde, dis 'n globale betekenis. Maar hierdie is net 'n ou riviertjie. So hierdie is nie globaal nie. Hierdie is slegs op 'n sekere gebied. So onthou julle wat ons mos gewerk het in die derdes, 'n derde van die water, 'n derde van die diere, 'n derde van dit. Want is net 'n gedeeltelik van die aarde wat geoordeel gaan word. Waar hier op die einde is dit 'n globale gebeurtenis wat gaan plaasvind. Hierdie is basies die globale plan, né? Hierso is slegs 'n lokale gebeurtenis wat voorspel word. Die 4 engele wat hier gebind was, is nou losgelaat by die groot rivier, die Efraat, kan moontlik simbolies wees van die 4 afsonderlike moslimprovinsies. Ons het Aleppo, Iconium, Damascus en Baghdad, né? So daar is die 4 provinsies. Die weg was nou oop. Die hindernisse was verwyder sodat die sultan, die hoof van die moslems, met welslaat teen Europa kon oorlog voer. Nou die Turkse leer het Konstantinopel in die jaar 1453 verower. Toe die 5 maande van die profesietyd basies verby was, daar soos hy nou, was dit nie 'n wapenmag wat die keiser tot 'n val gebring het nie. Hy het sy mag vrywilliglik aan Turke afgestaan. Onthou julle dit, hy het vir hom gaan toestemming vra. Hy het feitelik gesê, ek kan nie regeer tensy u dit toelaat nie. Nou die kritiese vraag is, hoe lank sou die Ottomaanse moslimryk onafhanklik regeer? Hy het geluister, het julle dalk geluister wat die teks gesê het? Kom ons lees dit gou weer. Vers 15. Hoe lank sou hulle regeer? Toe is die 4 engele losgemaak wat gereed gehou was
vir die uur en die dag en maand en jaar om 'n derde van die mense dood te maak. Goed, die tydperk is die uur, die dag, die maand en die jaar. Goed, let daarop die lidwoord die verskyn in die Grieks net een keer aan die begin van die sinsnede, wat aandui dat dit werklik 'n aaneenlopende tydperk is, né? Dis nie vir die uur, die dag en die maand en die jaar en dit is die tyd. So al daai 3 tye val saam. Goed. Ons het nou reeds vasgestel dat daar 'n dag, jaar, beginsel en profesie in die Bybel is, né? Naamlik dat 'n dag gelyk staan as aan 'n jaar. Nou uur, dag, maand en jaar, hoe lank is dit? Kom ons kyk gou daarna. So ons het 360 jaar en dan het ons 'n maand is 30, 'n dag is 1 en 'n uur is slegs 15 dae. Nou hoe kan 15 dae presies in profesie inwerk? So met ander woorde, Ekskuus, ek gaan nou skielik uitkom. Ek het 'n nies. Dis met ander woorde 391 jaar en 15 dae. Dis presies, né? Dis bietjie baie presies, né, oom? Goed. Nou kom ons vra, wat is die begindatum dan van hierdie profesie? 'n Tydsprofesie moet 'n begindatum hê, andersins kan jy mos nie sien waarop hy eindig nie, né? Nou goed, duidelik dat hierdie profesie begin het aan die einde van die 5 maande van die 150 jaar, waar die moslimse ophou om die Oos-Romeinse ryk net te pynig, waar dit oor sou gegaan het na doodsteek toe, né? Goed, en met ander woorde, wanneer het dit begin? Op 27 Julie die jaar 1299, dis waar hulle begin het, né? Bybelkenners het 150 jaar gelede al hierdie datums toe begin. Op 27 Julie, daar soos hy, plus 150 jaar, dan kom hy mos uit op 27 Julie 1449, né? As jy mos presies die 150 jaar, dit maak mos sin daarin, né? Goed, 27 Julie 1449 moet dus die begindatum van die jaardag uur profesie tydperk wees tussen die 6ste basyn. Stem julle saam? Goed, nou tel 'n mens nou hierdie 391 letterlike jare by, waar ons nou uitgewerk het, kom ons dan uit op 27 Julie 1840. Nou goed, maar nou sit ons met 'n situasie. Wat gebeur dan met die oorblywende 15 dae? Tel jy die oorblywende 15 dae bymekaar, hier het ek sommer teruggegaan na die jaar 1840 toe. So ons begin daarso by 27 Julie. Nou tel ons 15 dae bymekaar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan kom ons op die dag 11 Augustus 1480 uit. Ekskuus? Wat het ek gesê? Ek maak nie seker julle is wakker. Ek is bly om te sien my gehoor is nog wakker. Dit is in definitief 1840. 11 Augustus 1840. Ja, oom, nee, seker. Nee, hierdie is regte datums. Hierse werk is met 'n werklike tyd. Daardie is die jaardag profesie. Hierse werk is nou regtig om by. Want hierdie so onthou, die kalender het in daai tydperk waar hierdie 1840 het al reeds verander. So hierso moet ons nou volgens daai, dis ook moet ek juist teruggegaan het na hierdie kalender toe van 1840 en presies die dae daarby getel. Maar kom ons op daai enetjie uit. Dit is net as jy met die ander profesie werk, dis moet dan werk hy so anders uit, maar met hierdie een presies 15 dae. As jy 15 dae vat op jou ware kalender, dan kom jy daarop uit. Ons het die duiwel so vasgevang, hy gaan nie wen nie. En soos wat ons nou gaan sien in Openbaring 10, dat hierdie boekie begin oopgemaak het in hierdie tydperk, dan gaan hy nog mooier word, dan gaan die prentjie nog wonderliker raak. Goed, hierso kom ons nou uit op 11 Augustus 1840. Daarom het ernstige studente van Bybelse profesie in 18, hoor nou mooi die datum, hulle het nou ernstig begin bestudeer in die jaar 1838, so 2 jaar voor hierdie,
voorspel hulle, want hulle die Bybel gaan bestudeer, toe voorspel hulle, en hulle sê dat die sultan van die moslim Turke sy onafhanklikheid op 11 Augustus 1840 sou verloor. Tale mense het hieroor gelag, en dit was ook die groot openbare toets van die jaardag beginsel en profesie. Nee, kyk sien julle naby is dit aan die jaar 1844. Onthou dit. As hierdie profesie dus waar sou wees, sou dit mos beteken dat die geskiedenis sou mos bevestig dat die moslimryk in 1840 verlam moes word, nee? Is dit wat die geskiedenis van sê? Die geskiedenis vertel ons dat selfsug en verdorwenheid die eens trotse moslimryk in 1840 verlam het. Kom ons kyk. Geskiedenis oor die oorlog in Egipte. Okay. Daar is die sultan. In 1838 was daar oorlog tussen die sultane van Turke en die Egipte, en Egipte het as oorwinnaars uit die oorlog opgetree. Kom ons kyk gou. For several years, the Sultan has been embroiled in war with Mehemet Ali, Pasha of Egypt. In 1838, there was a threatening war between the Sultan and his Egyptian vassal, Mehemet Ali Pasha. In a note addressed to the foreign councils, declared that in future he would pay no tribute to the Porte and that he considered himself independent sovereign of Egypt, Arabia and Syria. The Sultan naturally incensed that this declaration would have immediately commenced hostilities, and he had not been restrained by the influence of the foreign ambassadors and persuaded to delay. This war, however, was finally averted by the announcement of Mehemet that he was ready to pay $1 million. Dis baie geld in daai tyd gewees, hoor. In 1839, hostilities again commenced and were prosecuted until in a general battle between the armies of the Sultan and Mehemet, the Sultan's army was entirely cut up and destroyed, and his fleet taken by Mehemet and carried into Egypt. So, completely had the Sultan's fleet been reduced, that when hostilities commenced in August, he had only 2 first rates and 3 frigates, and the sad remains of the once powerful Turkish fleet. Now this fleet, Mehemet positively refused to give up and returned to the Sultan, and declared if the powers attempted to take it from him, he would burn it. In the posture, affairs stood when in 1840, England, Russia, Austria and Prussia interposed and determined on a settlement of the difficulty, for it was evident, if let alone, Mehemet would soon become master of the Sultan's throne. As die Here gesê het, dit sal so wees, glo vir my, dit sal so wees nie. Nou daar is sommer net 'n prentjie van hoe wonderlik was hulle vloot gewees en hoe wonderlik het hulle vloot ook onder toe gegaan. So, met ander woorde, wat het hier gebeur? In 1840 het 4 magtige Europese lande ingetree uit vrees dat Egipte dalk die Sultan se troon sou oorneem. Want onthou, hulle het klaar hulle mag mos voorheen met die pyniging oorgegee aan die Sultan, aan die moslems, né? Maar nou sien nou, hulle arme moslim mannetjie is besig om onder deur die tafel te gaan. Hulle moet hom nou help. So, toe tree Europa nou in vir hom. In sy verleentheid het die swak sultan sy onafhanklikheid vrywillig aan die 4 Europese moondhede afgestaan en hulle toegelaat om sy sake te bestuur. Hy het 'n gesant na Egipte gestuur met 'n boodskap van die 4 Europese moondhede en daardie boodskap het sy sake in hulle hande gelê. Die datum? Ja, my broers en susters, en die geskiedenis het bevestig dat dit het in die jaar op die dag 11 Augustus 1840 plaasgevind. In Alexandria het hulle aangekom en die boodskap op daardie selfde dag aan die heerser van Egipte oorhandig. Op daardie dag het die sultan sy onafhanklikheid gedwee afgestaan, net soos wat keiser Amurad van Rome syne in die jaar 1449 nou weer aan die sultan afgestaan het. Die Ottomaanse Ryk het as eenheid tot 'n einde gekom. Daardie magtige Ottomaanse Ryk is vandag opgedeel in die Balkanstate. En sedert daardie tyd, dis die volgende ding. En sedert daardie tyd
bestaan die moslems en Turke in Europa alleen weens die vergunning en ondersteuning van die Europese nasies. Nee? Dis omdat hulle maar met vergunning maar deel is van Europa. Tot daardie feit bekend geword het diegene wat in 1838 vir die skrifverklaarders gelag het, skielik nou meer nie gelag nie. Nee? Inteendeel, tale Bybellesers het oortuig geraak van die jaardagbeginsel en Bybelprofesie. Is dit nie fantasties nie, nee? Sien julle? Ja, wat skynbaar 'n onbelangrike stukkie geskiedenis was, het in werklikheid die oortuigendste bewys gelewer dat die boeke Daniël en die Openbaring deur God ingegee is en 'n uiterse belangrike boodskap vir die hedendaagse aardebewoners bevat. Sien julle hoe wonderlik is God, né? 'n skynbaar onbenullige gebeurtenis het die sleutel geword om die boek Openbaring te kan oopsluit. Né? In die vervulling daarvan sou bevestig dat die boek Openbaring na iets veel belangriker verwys het, net na die opkoms en die val van die Moslem-Ottomaanse Turkse ryk. Openbaring is die sleutel wat God in ons hande lê vir die ontsluiting van die verborgenheid van sy oordeel op ons hedendaagse opstandige wêreld. As ons nie dit gehad het nie, sou ons nie daarvan geweet het nie, né? Die oppervlakkige leser, hierdie boek Openbaring sien niks anders nie as 'n verlate woestyn sonder betekenis en vol vrees en al daardie vreeslike dinge. En mense is bang vir die boek. Maar die een, soos julle wat hierso sit, die een wat dieper kyk, vind in die boek verborge skatte wat vir die volk van God van 'n uiterse belangrik is. Het julle nie wonderlike skatte van die Here ontdek in hierdie profesie tydperk saam met ons nie? Nee? Het soveel meer geleer van God se almagtigheid en van die mooiheid van God, nee? Die oppervlakkige leser sien niks anders in die boek nie. En wanneer 'n mens besef dat die 6de trompet hierdie geskiedenis beskrywe en laat deurbeweeg tot in die 1880s, besef jy dat dit ooreenstem met die tydperk wat die 6de seël getipeer het, wat ook deurgeloop het na die sterrereën van 1833, as jy dit kan onthou. So sien julle in hierdie tydperk, hoe begin al hierdie dinge plaasvind, né? Onthou, hierdie tydperk wat hierso wat ons praat van 1838 af waar hierdie beginsel in plek gekom het waar hulle hierdie wat noem mense dit voorspelling gemaak het en die voorspelling het waar geword. Wat het nog gebeur? Daar was die Lisbon aardbewing was daar gewees, nee, die sterrereën was daar gewees, die dag het donker geraak. So nou het mense begin besef iets anders is besig om te gebeur. Nou maar ons gaan nou Openbaring 10 gaan ons lees en dan sien jy hoe val hierdie hele prentjie so met mekaar. Wat 'n wonderbaarlike geleentheid moes dit vir daai mense gewees het om al hierdie dinge te sien en te verstaan, "Sjoe, maar die Here het ons nie verlaat nie." Dit wat jy glo, die feit dat jy glo as jy 'n Christen is, as jy glo dat Here Jesus leef, is fantasties, né? Nee? Kom ons kyk gou hierso. Skielik is die vreemde beelde nou ook in hoofstuk 9 ook nie meer so vreemd nie. Herbert Adam Gibson skryf in sy boek The Foundation of the Ottoman Empire, bladsy 98 die volgende: So springkane, sien julle, so springkane het hulle in alle rigtings getrek en geen dorpie tot hulle toe wat hulle teenoor die muur van Konstantinopel het hulle gespaar nie. So springkane. Onthou julle dit wat ons gelees het uit die gedeeltheid? Hulle het dit genoem springkane, né? Volgende een, soos perde wat die oorlog toegerus is. Tot op hede toe is die Arabiese perd 'n leier in die wêreld. Perderykuns is 'n wetenskap van die Arabiere af. Het julle dit geweet? Die Ottomans het swaar gesteun op hulle kavalerie en duisende perde. Kyk net daar so al die perde wat hulle gebruik het in hulle oorlog, né? En dan op hulle koppe iets soos krone wat soos goud gelyk het. So het die geel tulbande wat die antieke Arabiere gedra het vir Johannes in die visioen gelyk, soos goud. Kyk, dit is wat hulle, hierdie het nou al verval want dit mos nou oud geraak, so is nie meer so blink soos wat dit was in daai tyd nie. Maar hier is die tulbande en goeders wat hulle gedra het. Vir iemand wat dit nog nooit gesien het nie, moet hy dit nou beskryf so goed as wat hy dit kan raak sien. Hulle gesigte
was soos die gesigte van mense. 'n Direkte aanduiding dat die sprinkane is eintlik mense gewees. Dis nie regtig sprinkaan nie. Hulle het vroue hare en tande soos leeu's gehad. Goed, daar's net 'n prentjie van hulle borsharnasse. Daar's hy. Wat julle nou mooi kan sien, hulle baard gehad en hulle het party van hulle het verskriklike lang hare gehad en hulle hare was ook tot hierso opgetol en hulle tulbande in. En lang hare, wat hulle hierso sê, lang hare word algemeen as 'n versiering van vroue erken, hè? Die Arabiere het sulke lang hare gedra, maar was eensgesind vroulik of weekhartig nie. Hulle was glad nie gewees nie. Om die teenstelling van die hare te onderstreep, noem Johannes dat hulle tande soos die tande van leeu's gehad het, wat hulle woestheid en hulle krag om te verteer uitgebeeld het. Borsharnasse van yster. Die gewone borsharnas was 'n bronsplaat wat op dik leer gemonteer was, maar die Arabiere het yster bo brons verkies, met 4 rooi en blou en swaalgeel borsharnasse. Kyk gou wat se kleure het hulle gehad. 4 rooi, geel was die goud, kyk haar, en dan die blou. Die rooi, die geel en die blou. Sien julle in hulle klere, was dit gewees. So akkuraat is die Bybel. Hy sê tot vir jou wat se kleur was hulle uniforms gewees, né? En die getal van hulle leers van die perderyters was 2 maal 10.000 maal 10.000. As mens die sommetjie maak, is dit 200 miljoen perderyters. Dit is verskriklik. So mense kan nou verstaan, is 'n swerm sprinkane wat hier aankom, né? En een geskiedenisskrywer het gestel dit so: 'n mens kry dit uit die geskiedenis dat al die westerse waarnemers wat met die Europese leer bekend was, verbaas staan by die getalle van die Turkse perderyters. 'n Franse skrywer wat Klein-Asië in daardie tyd besoek het, praat van 'n totaal ontelbare menigte van perderyters. Dis alles uit die geskiedenis. En nou hier's ook wel 'n belangrike ding, ook nogal 'n belangrike punt. En uit hulle bekke het vuur en rook en swaal uitgegaan. Nou hier is van die Ottoman Empire firearms. Dit is ook die eerste keer in geskiedenis wanneer buskruit gebruik was. Openbaring 9 vers 18 sê vir ons 1/3 van die mense is gedood deur vuur en deur rook en deur swaal wat uit hulle bek uitgegaan het. Nou wat nou? Het Johannes in sy tydperk toe in Patmos gesit het hy al ooit 'n geweer gesien? Het hy 'n kanon gesien? Nee, hy het nie. Nou hoe verduidelik jy dit? Hierdie sprinkaan het lyk soos iets wat uit sy mond uitkom en sy stert is aan die brand en dit brand. Hy weet nie wat dit is nie, so hy beskryf dit maar op sy beste leuke manier moontlik wat hy dit kan verstaan, né? Die Ottomans, soos ek sê, was die eerste mense wat nie net met perde en swaarde geveg het nie, maar ook buskruit gehad het. Hulle het gewere, daar's die kanonne wat hulle gebruik. Kyk hoe massief is daai ding, né? Hulle het gewere en kanonne in die prentjie gebring wat aan hulle 'n geweldige voordeel in die gevegte gegee het, né? Niemand het nog ooit buskruit gehad nie. Ek sou ook 'n oorlog gewen het met daai goed, né? Duisende mense het in die sogenaamde kruistogte in daardie tyd gesterf, né? Kyk as kom die vuur uit hulle monde, want hy hou hom hier voor, so dit lyk letterlik asof daai ding uit sy mond uitkom, né? Sommige Bybelverklaarders wil glo dat die vuur en rook en swaal wat Johannes gesien het uit hulle bekke uitkom, die buskruit was. Nou hoe dit ook al wil, ons onteenseglik verwys hierdie gedeelte in Openbaring 9 tydens die 6de basuin na die geskiedenis van hierdie Ottomaanse ryk wat ons tot by 1840 bring. Vir hierdie verdere studie van Openbaring is dit vir ons van uiterste belang. Ek glo dat julle by ons sal wees as ons hoofstuk 10 dan sal doen. Onthou, tale ongelowiges het hulle in 1840 bekeer, toe hulle sien hoe die profesie vervulle is in die jaardag beginsel gestaaf was, en miljoene se geloof is sedertdien ook daardeur versterk. Die Here se hand was in die geskiedenis, en ek hoop dat iemand wat vandag hierso sit, bemoedig sal word. Ons dien 'n lewendige God, wie se hand nie net in die geskiedenis is nie, maar wie se hand ook in jou lewe is. Vandag
wil hy hê dat jy ook moet weet dat jou lewe, hoe onverstaanbaar dit ook al is, hoe hartseer dit ook al mag wees, hoe deurmekaar ook al, hoe raaiselagtig, dat jou lewe is nog steeds in sy hand. Hy sal jou nie los nie. Moet jy hom ook nie los nie. Jou lewe sal heel moontlik ook 'n kragtige getuienis vir die wêreld wees, wat deur ander weer tot inkeer kan bring. OK. So, wat wil ons nou hierso deur vir julle vertel? Baie mense sê, weet jy wat, profesie maak my bang. Ek wil nie weet van profesie nie. Ek wil nie weet van die boek van Openbaring nie. Ek wil nie weet van Daniël af nie, want dit maak my bang. Nou, daai persoon glo ek het nog nooit dit gehoor nie. Nee? Dink jy dat as daai persoon dalk miskien vandag dit gehoor het, dat hy meer kon geloof gehad en gesê, weet jy wat? Ja, die Here lewe, ek hoef nie te vrees nie. As my lewe net met hom reg is, dan is dit reg. Dan sal die Here my beskerm, soos wat hy oor al die eeue deur mense beskerm het. So weet julle wat? Profesie kom van die Here af. En ek dink ons het al baie van die Here geleer in sy karakter, deur net profesie te bestudeer. Nee. Sê baie dankie. Wie sal vir ons afsluit vandag? Oom JC, asseblief. Onze liefdevolle Hemelse Vader, ons Skepper God, ons loof en dankie vir die waarhede wat U opgesluit het in die woord, dat U beskerm het, hierdie jare vir ons behou het, dat ons in hierdie tyd van die wêreldse geskiedenis dit weer kan sien en weer kan optik. Heer, dankie vir die waarhede, dankie vir die woord. En Heer, maak ons getrou tot op die einde. Ons gebed in Jesus naam. Amen. Dankie.